gaan nie almal. Ons is bly u is hier, ons is bly u het gekom en dit is besonder dat u die tyd daarvoor staan het om 'n laaste eer aan hom nie te bewys. Ja, baie van u het hom vir baie jare geken. So deel van so baie van ons se lewens. En dit is my voorreg om u te verwelkom en net dankie te sê dat u die tyd geneem het om 'n eer te bewys aan iemand wat sulke diep spore in baie van ons lewens geloop het en getrap het en deel was van 'n groot aspek van ons lewens. Ek wil begin net te vra, gaan nie omgee om te staan. Kom ons staan, dan doen ons net die openingsgebed asseblief. Onse Here Jesus. Ja Here, dit is eintlik maar met groot seer dat ons voor u kan kom staan en ons hoofde kom buig. En Here, oom Nick het 'n te seer lewe gehad die laaste ruk. Tannie Christine het die groot verwydering gesien elke dag. En die familie het hulle geliefde, hulle pa gesien wegslyp in hierdie ou lewe. En ons wil dankie sê vir u groot genade wat hierdie oom toegevou het in eres. En ons wil vra dat u ons almal saam op 'n baie spesiale wyse sal vashou terwyl ons 'n laaste eer aan oom Nick sal bewys. Ons bid vir tannie Christine en ons bid vir die kinders, Here. Dit is deel van hulle. Van almal is hulle die enigstes wat vandag nie hier net kan wegstap en deure kan toemaak nie. Want hulle maak hy deur saam met hulle toe, want dit was deel van hulle. En ons wil vra dat u hulle op 'n kragtige wyse sal seën, dat u hulle styf sal vashou en dat u ondersteuning hulle van hier af verder sal dra. Ons bid dit in ons verlosser Jesus se kragtige naam. Amen. Goeiemiddag almal. Bly julle almal te sien na so baie lank wat ek nie in die land was nie. Dit is lekker om ou geschitte te sien. My is daar opgelê om die belangrikste te doen namens my ma. Dit kom uit die pen uit en ek vra dat ek geduldig sal wees. Skiem Rudolf en Christo vir die salving, die gebede en Jarkim, al die besoeke daarna, baie dankie. Dit het die familie hardop herinner op die hart dat jy vir ons, selfs in die buiteland, vir elke keer 'n boodskap gestuur het. Elke keer bid, om te weet, jy is ons daar. Baie dankie. En Sikkie en die gesin, vir julle gasvryheid en op 'n Sabbat, die besoeke daarna by Nick, baie dankie. Ons waardeer dit. Dan in die gemeente, ons weet julle almal op mekaar gebid. En dit gaan nie ongemis nie. Ons waardeer elkeen se gebed, elkeen se gedagte, elkeen se onthou. Christo met deel van die ondernemers en die verwyder van Nick se liggaam. En die ander redes daarna, Christo baie dankie. So my ma was dit moeilik of die laaste tyd my pa te sien. Ons waardeer dat jy daar was om dit vir haar maklik te maak. Dankie aan al die dames wat gehelp het met die eettappies wat vandag voorgesit word. Baie dankie aan elkeen, daar's te veel name te noem, maar julle elkeen weet wie julle is. Baie dankie. Ons waardeer dit regtig waar. Die diakonisse wat gehelp het, dit gaan nie ongemis nie. En ons weet dat julle dit uit liefde doen van my pa ook. Vir elkeen is dit teenwoordigheid vandag hier op my pa se afskeid. Ons weet, hy het diep spore geloop met baie mense se harte. En ons waardeer dit dat julle hom op hierdie wyse
ook ondersteun. Dankie aan Montamet se personeel vir al hulle hulp met die laaste tyd van my pa. Die laaste paar weke daar van sy lewe wat hy daar was, baie hulp gehad daarvoor. En weer in Christo en Janie met die klank en die musiek en die opneem van die diens vandag. Dit sal later online beskikbaar gemaak word as iemand belangstel om dit vir iemand anders te deel. Vir elke telefoonoproep wat verneem het oor hoe dit gaan, elke besoek, baie dankie, dit word opreg waardeer. Ras en Tina, baie dankie vir die hele ondersteuning met Nick in die hospitaal en waardeer dit baie. Vir al my vriende, my ma, vir al my vriende in die oord, dankie vir julle ondersteuning en belangstelling. Dit word opreg waardeer. Niggie Marie, so dankie vir jou tyd wat jy by my kon bly het en die besoeke by Nick in die hospitaal tot sy laaste. Waardeer dit so baie. Marianne, elke dag het sy etes gebring, 'n bord kos. Baie dankie Marianne. Ek het gehoor van die lekker kos wat jy aangedra het. Dankie ook aan Marita vir die kuier wat sy en besoeke wat sy gegee het aan Nick van die plaas. Sy kan nie vandag hier so wees nie, maar ons het aan haar ook aan haar wesigheid baie dankie. Vir Anderdy, Andrei, Derek, vir julle beliefdheid, gebede, hulp en bystand en alles, al die vandag, Derek, die programmetjies wat jy gemaak het en ons elkeen maar weer deel daarbij gehad. So baie dankie aan ons elkeen van daarvoor. Baie sy trots gewees op julle. Die blaadjies se voorbereiding en ICA vir die druk daarvan, ons waardeer dit ook. Maria en Queenie, waar is hulle? Ek het nie hulle gesien, die is nie. My ma se bediendes, dankie vir die groot dop met oupa. Altyd so my naam gekyk. Rondkoos tot in die oord. Thanks to all your love and care and attention to him. Indien enig iemand gemis is, wat nie benaam genoem is nie, ons waardeer dit teenwoordigheid. Elkeen het 'n aandeel gehad in my pa se lewe en elkeen is op 'n spesiale wys met hom deur hom geraak. Liefde aan elkeen van julle. En dan Nedrika en Denise die vir hulle betrokke met die papierwerk en die wetsgedeelte vir die van. Baie dankie, ons waardeer julle betrokkeheid daarvan. En dan van ons kinders af. Maar dankie vir 61 jaar wat jy by pa gestaan het. Vir al die laaste paar jare wees dit was nie maklik geweest nie. Hoe graag was jy wil wees en hoe graag was jy wil ondersteun, ons was dit te ver en baie keer is ek jammer daaroor dat ek so ver was. Wat is omstandighede wat dit verbring het en ons sê dankie vir maar dat maar so getrou met pa was. Soveel liefdevol, soveel getrouheid, soveel liefde. Dis al wat ek kan sê. Dankie ma. Vir ma is dit 'n rol in pa se lewe. Jy het mekaar op die hande gedra. Dit is nie altyd maklik nie, maar jy het dit maak werk. En op die laaste manier ten minste nie, wat ek vir Teresa Posma, vir die mooie dig in die bulletin geskryf het vir my pa, en vir haar spesiaal baie dankie sê vir haar aandeel in die program. Baie dankie. Ek is eerste, want ek is die jongste. Ek kan nie begin om iets oor my pa te sê, sonder om my ma se rol te herken, sy lewe nie. Vir my was hulle 'n power couple. Hulle was net so 'n goeie kombinasie. Ek weet nie hoe dit gelyk het van buite af nie, maar dit was ons ondervinding, dit was my ondervinding. En die rol wat my ma gespeel het,
vir my pa in sy lewe en vir al die laaste tyd. Maar soos ons groot geword het, ek wil net sê dat my pa was my pa ook as gevolg van my ma en dankie daarvoor, moedertjie. My pa het alles gegee in sy lewe. Hy het 'n vol lewe gelei. En hy het gegee toe daar nie meer oor was om te gee nie. Ek dink een van die berustinge vir my was, en ek het vir van julle genoem, is dat daar was nie meer potensiaal oor in sy lewe nie. Hy het gelewe tot op die einde. En vir my die frase wat lê in gesondheid en in siekte en rykdom en armoede, ons weet, maar vir my het hy waarde geheg aan daai frase. Hy het sy lewe gegee vir ons. Hy was 'n korrige mannetjie, van die wat julle wat 'n lang pad of so geken het, en weet dat daar altyd 'n tyd was vir 'n grappie. Dit was soms subtiel, soms in 'n stille manier, maar hy het altyd 'n streek op sy sleeve gehad. 'n Skelm kykie of 'n glimlag in die hoek van sy mond. Ek sal 'n dingetjie vertel. Hy het 'n pak sjokolade gekry vir Kersfees. En ek en Hanlie het daar gesit en hy het met die pak op sy skoot gesit en hy was heel happy om die sjokolade te smil. En ek vra vir hom of ek ook een kan kry. En heel gewillig sê hy, gee vir my een. Ek sê, no problem. En ek sê, hoorie, kan ek een vir Hanlie ook kry? En soos hy doen, sê hy, ja, deel daai ene van hulle. Ek het my geskeer. Een van die laaste videoetjies wat Maria van ons geneem het, vra sy vir hom of 'n koppie lekker is, en hy sê op maar net. Anyway, super snaaks. Aangesien ek die laatlammetjie is, het ek my pa die kortste geken, en gevolglik ook die minste tyd saam spandeer, van ons almal wat hier is, en Veronica. Maar vir die kort tydperk wat ek saam met my pa kon spandeer, is sy impak op my lewe onbeskryflik. Dis prysloos. En skielik dink ek aan 'n advertensie van die man met die Volkskas in sy sak en hy moes na die middel van die skip beweeg. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar dit was een van my pa se gunsteling advertensies. Anyway, ek het altyd nou my gesin erken, aangesien ek die laaste kind is in die gesin, dat ek die produk van hulle almal is. Ek het iets van elkeen van hulle, 'n streek, 'n mannerisme, 'n goeie, 'n slegte, wat ook al, ek het van dit, maar ek is letterlik die produk van my pa en my ma, en ek is bly daaroor, en ek is trots daarop. Hulle het vir my die beste gegee. My pa het op baie maniere lief gehad, soms subtiel, soms sag, soms deur drukkies en swentjies, en soms deur dissipline. As hy die bel uitgehaal het, dan het jy geweet, hy is baie lief vir jou. Dit het nie baie gebeur nie. My ma het die meeste van dit. Maar in die laaste tyd moes 'n mens baie meer sensitief wees teenoor hierdie uitdrukkings van liefde teenoor wat hy gegee het. Klein handdrukkies, kykies, 'n klein glimlag in sy gesig, 'n klein geprewel. En hierdie oomblikke sal vir my bybly vir 'n baie, baie lang tyd. Hy het baie omgegee en hy het altyd die beste vir ons wil gee. Hy het gesorg dat ons altyd versorgd was. Ons het nooit iets tekort gekom nie. En wanneer hy voorsien het, het hy voorsien met die beste van sy vermoë en hy het altyd vir ons die beste gegee. Dis iets wat ek by hom geleer het. Hy was altyd strategies in die agtergrond. Hy het my ma toegelaat om dag tot dag. Sy is 'n go-getter, julle wie wat my ma ken. Sy's 'n taskmaster en dit was okay. Hy het daar toegelaat om te doen wat sy wil doen, maar hy was altyd in die agtergrond, seker gemaak dat die skip in die regte rigting gaan. Sy kon doen op die skip wat sy wil, en ek waardeer dit van hom. Die dinge wat ek by hom geleer het is oneindig, en daagliks hoor ek iets in my kop, of 'n frase wat hy vir my gee. Een van my gunstelinge is, wat hy altyd sê is, every cook deserves his pound of butter. En soms regverdig ek dinge wat ek doen daardeur. Dis my gunsteling. Die minst gunsteling was seker, hy het altyd gesê, die lekker kom saam met die sleg. Hy sê, as jy die kar wil ry, dan moet jy die kar was. Nooit daarvan gehou nie.
Hy was lief vir avontuur, hy was lief vir verkenning. Ons het nooit stilstand, ons het baie min stilsit vakansies gehad. Ons het altyd iewers rond gery, gaan kamp. Ek was so klein. Maar hy het vir my 'n lus gegee vir avontuur. Dit vir hom en my ma was dit niks snaaks om my op 2 weke oud kampvergadering te vat en te gaan kamp in die karavaan nie. En so elke avontuur wat ek aanpak, is inherent gesaai deur hom. Hy het 'n saadjie gelos in my lewe. Ek het nie geweet of ek regtig hierdie moes sien, maar een van my laaste was om van die heel weste tot die heel ooste in Australië te ry vir 2 weke lank op my motorfiets saam met 'n groep. Wat 'n ongelooflike ondervinding was, maar daai tipe goed het ons van hom afgekry. Hy was baie kreatief. Hy was baie handig, kreatief ingesluit daarbey. En daar was baie min dinge wat hy nie met sy eie hande aangepak het nie. En dit kom ook deur in ons lewens. Alles wat jy sien vandag, die program, die foto, die poster, die slides, dis dinge wat maar deurgekom het van my pa af. Sy belangstellings is baie wyd, hy het die wêreld vir ons oopgemaak, het vir ons geleenthede gegee. Ons is aan ander lande moontlik deur dinge wat hy vir ons ondersteun het en geïnspireer het om te gaan verken en nuwe dinge te gaan sien. En dan deur al hierdie geweef was hy standvastige geloof in God. Hy het vir ons 'n standvastige fondasie gegee. Hy het ons na Christus toe gelei. En hy is die rede waarom ons hom weer sal sien. Ek is trots op my pa. En vir my is hy voorwaar 'n held sonder 'n kyp. En hy sal altyd wees. Ons gaan nou luister weer eens van hom af, die liefde van musiek. Andrei het 'n paar jaar terug het hy 'n snit opgeneem met trompet en ons gaan nou daarna luister. Geniet dit asseblief. Baie dankie julle. Dit is besonder, nê, om iets te kan deel wat tog bewys 'n deel is van jou lewe op 'n kragtige wyse. Ek wil graag vir u vir ons skriflesing Psalm 23 deel. Ek gaan net die eerste
4 verse met u deel en waarna leer Kim vers 5 en 6 met u gaan deel. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Ek dink ons almal se harte is vanmiddag so seer, saam met julle as die Roux gesin. Tannie Christina kan nie eens dink die seer, daai leemte wat in jou eie hartjie nou skuil nie, dis nie net iets wat ons kan van wegstap nie. En ek dink julle as kinders kan so trots wees op julle ma, en tog ook so dankbaar teenoor haar, dat sy vir soveel jare getrou, liefdevol julle pa versorg het, letterlik tot aan die einde. Die Parkinson siekte het letterlik sy lewe en sy menswees weggesteel. En ek bedoel, dit is so verskriklik gewees om dit te kon sien, maar tog, hoe moeilik, Tannie Christine het getrou gebly. Verkeerd sou hom nie by hierdie kerk alleen aangebring met die rolstoel en alles, en soveel moeite en geduld met die oom gehad nie. Julle het iets besonders gedeel, dit was duidelik. En ek bedoel, selfs al sou niemand vir Tannie kwaadlik geneem het, as Tannie die oom in 'n versorgingsinrigting geplaas het nie, het sy tog gevoel sy moet getrou bly so lank as wat sy kan. Wow, hè? Ek kan nog goed onthou dat ek oom Nick vir die eerste keer in hierdie kerk 30 jaar terug, plus minus 30 jaar terug ontmoet het. Ek onthou ek was nog proponent by Sentraal Gemeente en die Chris Botha het toe gereël dat ek hier by Mountain View moet kom preek en oom Nick het my ontvang. Hy was toe nog die hoofouderling hierso, né? Hy was die hoofouderling en hy het ook saam met my opgegaan. Dit het natuurlik 'n bietjie baie anders gelyk as wat dit nou lyk. En ek onthou net hierdie mooi, vriendelike, goedhartige oom wat saam met my was. Baie jare later word ek die predikant hier vir 'n jaar, saam met Leratinus Denise net vir 'n jaar. En ek was geskok geweest om hom nie weer te kon sien. Hy het baie moeilik geloop, maar hy kon nog 'n goeie gesprek voer, ons kon nog lekker praat. En weer eens 'n klompie jare daarna, 2019, word ek die predikant hier, en met skok moes ek toe kyk, hoe die Parkinsons met tyd die oom se lewe letterlik opgevreet het. En dit alles wys net vir ons hoe seer en hoe onregverdig hierdie lewe, hierdie sondige lewe in werklikheid met ons kan wees. Weet so 4 jaar terug, een Vrydagoggend, stuur een van my gemeentelede vir my 'n videoklip van America's Got Talent. Ek dink jy ken dit, né? Hier American Got Talent. En dit wys so 'n jong 30-jarige vrou met die naam van Jean op die verhoog stap en voor die bekende beoordelaar staan om haar item te lewer. Maar dadelik as jy haar sien, besef jy, hier is dalk iets fout. Sy's jonk, sy glimlag, maar tog is sy uiters maar. Asof sy besig is om weg te kwyn. Haar hare is netjies, maar kort en so plat teenoor haar kop. En soos die beoordelaars met haar praat oor wat sy gaan sing, sê sy gaan haar eie komposisies gesing van haar eie stryd in haar lewe. En skielik word dit geopenbaar dat sy kanker het. Inteendeel, op daai oomblik was die kanker versprei na haar longe, haar spinaal en die lewer.
En skielik besef ons dat sy in werklikheid besig is om dood te gaan. En hier gaan sy nou haar eie liedjie sing, getiteld It's Okay. It's Okay. En die baie bekende beoordelaar Howie komplimenteer haar oor haar glimlag ten spyte van die seer en dan antwoord sy hom met hierdie kragtige woorde: It is important that everyone knows that I am so much more important than all the bad things that happens to me. Wow. En dan begin sy te sing, met so 'n pragtige stem gekombineer met 'n egtheid diep vanuit haar hart, wat sommer jou eie hart smelt en ons so saamvat. O, ek wens ek kon dit vir u speel, ek was amper in die versoeking om dit vir u te wys, maar dan sou die trane so gevloei het, ek dink ons moes net hier stop. Aan die einde is almal se asems weggeslaan en Simon Cowell, voor hy haar die goue buzzer gee, deel met haar hoe haar unieke stem en die egtheid waarmee sy gesing het, sy eie hart aangeraak het, soos sy met hulle haar lewensverhaal gedeel het en sang, waarop sy antwoord: You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Wow. En ek moes erken, ek het dadelik na 'n pen gegryp om hierdie twee sinne neer te skryf in my lewe. It is important that everyone knows that I am so much more important than all the bad things that happens to me. Oom Nick, nee? You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. En alhoewel hierdie sinne nie direk en fisies so in die Bybel voorkom nie, is dit tog twee duidelike Bybelse beginsels wat die woord ons leer. It is important that everyone knows that I am so much more important than all the bad things that happens to me. And you can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. U sien, ware geluk kom nie van goeie omstandighede nie. Ware geluk kom nie van sogenaamde 'n probleemvrye lewe nie. Nee, Jesus sê vir ons Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ware vrede en geluk kom in die hoop wat God ons bied. In die hoop van Jesus wat ons volle sondeprys betaal het op die kruis van Golgotha. Ons vind dit selfs en veral in ons plat gedrukte lewens. In die oorwinning wat Jesus ons aanbied. Wanneer ons kies om ten spyte van hierdie wêreldse stryd en ellende in ons lewens, om dan ons lewens in die hande van Jesus, ons verlosser, ons herder te plaas en te hoop op sy sorg vir ons lewens. Die familie het ons gevra om spesifiek na Psalm 23 te kyk as die skriflesing vir oom Nick se begrafnis. En ek moet erken, Derek, toe jy dit vir my gevra het, was ek bly. Ek was happy, man. Hoekom? Want jy sien, Psalm 23 is 'n baie besonderse en 'n bekende psalm wat ek self al baie gebruik het in verskillende begrafnisse. Psalm 23 is 'n baie goeie psalm om te lees en aan vas te hou as dinge goed gaan met jou. Dit blyk selfs 'n baie goeie psalm te wees om te lees as selfs groot en slegte dinge met ons moet gebeur.
Maar ek moet bieg, toe ek sit en vir oom Nick se begrafnis voorberei, word Psalm 23 vir my 'n baie moeilike psalm. Hoekom? Want hoe sê jy, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, terwyl dit ooglopend lyk of alles in oom Nick se lewe ontbreek het die laaste paar jaar. Hoe kan jy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, as dit blyk dat sy lewe die laaste jare net een droë, dorre, harde land was. Soos wat die Parkinson siekte sy menswees weggevreet het, opgevreet het. Wat 'n verkoeking het hierdie oom gehad. Waar is sy spore van geregtigheid, soos wat die Parkinsons sy verlede, as ook sy hede, kan ek maar sê, uitgevee het, en hom in swakheid omvou het? En as die dal van doodskade weer, dalk jou ontvlugting, jou hinkering geword het, waarna jy smag om alles net te kan ontvlug. Maar tog, hoe meer ons na die kruis kyk, en dit wat Jesus se soenoffer vir ons bring, hoe meer ons die hoop raak sien in die kruis, hoe meer perspektief bring dit in ons lewens. U sien, hoe stikkend en teneergedruk en sleg oom Nick se lewe die laaste jare ook al was, weet ons, dat Psalm 23 nie vir hom, dit was nie vir oom Nick 'n probleem psalm in sy omstandighede nie. 'n Psalm wat dalk sy geloof sou geskit het, omdat hy skynbaar hierdie goedheid in sy eie lewe gemis het. Dit was ook nie 'n psalm wat hom gefrustreer het en in wanhoop laat verval het nie. En ek weet, en Tannie Christine, ek weet jy kan dit bevestig, en almal wat oom Nick ook werklik geken het, want sien, oom Nick het nie net Psalm 23 geken nie. Nee, baie meer. Oom Nick het die God agter en bo Psalm 23 persoonlik geken. En ek kan dit wat ek nou gaan sê nie staaf of bewys nie, want ek bedoel, ek is tog maar net 'n mens en ek kan nie die hart oordeel of sien nie. Ek bedoel, ek kan nie eers my eie hart ken nie. Maar tog is ek hier in my binneste oortuig dat as jy by oom Nick sou gaan sit het, waar hy uiterlik soos 'n gevangene vasgekluister was in sy rolstoel, in sy siekte, en jy jou Bybel voor hom sou oopgemaak het, by Psalm 23, en jy sou net die eerste 5 woorde gelees het. Die Here is my herder. Dan het ek vir die een of ander rede hier die vaste sekerheid gehad, dat oom Nick met die hoop, althans dat oom Nick met hoop, die res van die psalm vanuit sy hart sou kon opgesê het, al het nie een van ons se woord gehoor nie. Hoekom? It is important that everyone knows that Nick is so much more important than all the bad things that happens to him. Tydens die Tweede Wêreldoorlog, na nuwe rekrute in Vietnam opgedaag het vanuit Amerika en dadelik op die slagveld geontplooi is en hulle vir die heel eerste keer vuur getrek het, soos wat hulle dit noem, het 'n benoude jong soldaat op sy kapelaan afgestorm. Julle het ons geleer om oorlog te maak, om 'n geweer te hanteer en te skiet.
Ek kan selfs my geweer in die pikdonkerte uitmekaar uithaal en presies weer in mekaar sit. Ek ken al die wapens en ek weet hoe hulle werk en wat om te doen. Julle het ons geleer van oorlog. Maar julle het ons nie geleer hoe om te sterf nie. Vertel my hoe om te sterf. Maar kalm met die kapelaan geantwoord. Om te sterf, jongman, is nie die probleem nie. Maar dit is die lewe wat jy leef voor jy sterf, wat werklik die groot verskil maak. Want jy sien, you can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. En ek glo en vertrou dat oom Nick ook hierdie vrede in sy hart gehad het, ten spyte van alles wat hom uitmekaar het geskeur het. En mag u ook hierdie vrede, wat in oom Nick se hart was, in u eie hart vind. Amen. Amen. Net soos my middelkind, ek kry 2 kanse. Ja, nou my bril opsit. Jo. My liewe pa. Ja, groot word was nie engel, ek was nie engel gewees nie. En my boude kan daarvan getuig. My pa was streng, maar hy was regverdig. En alles wat hy gedoen het, het hy altyd ons belang op die hart gedra. En dit kan ek van ons sê. Tot sy frustrasie het ek altyd ondersoek gedoen, ondersoek ingestel hoe dinge werk. As hy plaas wil speel, moes hy eers die plaas sy naakie weer verander, want hy was afgebreek deur my. Hy kon nooit die gaste sy engine aan mekaar gekry het nie, want jare later het hy al die skroewe in 'n olieblik gekry, wat hy daar op hom geberg het. Ek onthou die jare toe ons sensus gedoen het. Kilometer agter sensus waar ons dan geloop het saam met hom. Ek sal dit nooit vergeet nie. Toe ek hoërskool toe gegaan het, het hy deel van die skool se beheerraad geraak. Ek weet nie of dit was om 'n oog op my te hou nie, maar ons sal dit maar daar laat. Hy het by die trompet speel. Ek het die deel van die skool se kadetorkes gewees en deel van die liggaamorkes later jare en ook 'n seisoen in die Technikon Sinfonieorkes gespeel. 'n Geleentheid wat nooit moontlik sou gewees het as nie vir my pa was nie. Hy was daar om my te leer. En dan so het ek ook die kuns by seun oorgedra. Hy het my geleer om aan 'n engine te werk. Hy het altyd in kraatjie voeter, Peter aan dit, gaan Peter aan dit, Peter aan dit. Totdat ek daar my eie kar se engine oorgedoen het. Wat wonderlik sukses was. Nou die dag het ek by 'n kliënt aan in Australië, Nieu-Seeland in Auckland ingestap in 'n drukkery en toe daar inkry ek sien ek hoe ek met die trolletjie papiertrollies en koseerdrukkers uit verliste vloer rondry wag saam met 'n paar verse gegaan het. Altyd was hy daar gewees. Ons het ons name op die loodmasjien getik. Alles wat jy wil doen, het op die loodmasjien getik en stempeltjies gemaak. Dis wie my pa was. Altyd daar so om na te sien, om te sien. Met die val van die hoed, sy sê, kom ons ry, ons gaan plaas toe. Of kom ons gaan vir die dag Durban toe. Of hy sal sommer kom ons sê, 10, 11 uur na aand, op Saterdag aand, kom ons gaan 'n karre kyk. Somme net. Ek onthou, jare terug, julle sal dit ook miskien onthou, sangdiens uitgelei, en as die mense bietjie traag was om te sing, ek kan nie die se nommer onthou nie, maar weet, ons reis na Sion, sal hy die tweede vers sing, wat die volgende woorde insluit. Laat hul wat God nie ken, maar weier om te sing.
Daarna het die gemeente gesing met volheid, want hulle weet, hoe moeilik is op die aanval. Vrydag aande, as ons Sabbat open, ons altyd gesing, stil verdwyn 'n ander dag, saggies kom die donkere nag. En vandag wil ek met Pa sing, stil verdwyn 'n ander dag, saggies kom die donkere nag, maar die dag kom weer. Die son kom weer op. Môre is nog 'n dag. Ons sien uit na die dag as ons saam met Jesus, met Pa, se lewe weer geniet. Liewe Pa, tot ons weer ontmoet. Goeiemôre geliefdes. Dit is 'n voorreg om saam met u te kan wees vandag. En ons harte is saam met julle, Tannie Christine en Andrei en Annelie en Derek. En ek glo dat so waar as wat ons hierso sit, so waar is dit dat Jesus gaan kom. Dis nie 'n ydelle hoop nie. Dit is 'n belofte van God en hy kom sy beloftes na. Ons gaan verder kyk na Psalm 23. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie dat ons verder kan lees in u woord en ons wil vra dat u op 'n spesiale wyse nou met ons sal spreek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So, Dawid is besig om te praat, maar hy gebruik die beeldspraak van 'n skaap en 'n herder. So hy sê die Here is my herder. Dan sê hy, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. So waar is die lam se tafel? Dis mos weiding wat hy eet, is dit nie waar nie? So die herder in daai Bybelse tye het seker gemaak daar's nie giftige plante of gevaarlike slange waar die skape nou gaan wei nie. So die herder maak alles reg en dan kom eet die skape rustig. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Aan die einde van 'n lang dag, wanneer die herder die skape intel in die kraaltjie in, dan sal hy sien daai wat seer gekry het. Miskien is dit dorings wat hulle gekrap het, of miskien het 'n jakkals of 'n wolf gekom en miskien al aan hulle gebyt. Dan sal hy olie vat en dit smeer in daai wonde. En hy sal selfs vir hulle water gee uit sy eie beker. In die Bybelse tyd was die herder en die skape baie naby aan mekaar. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Nou, waar ek groot geword het, is diere aangejaag. Ek weet nie of julle weet waarvan ek praat nie. Jy weet, jy jaag die diere aan, maar nie in die Bybelse tyd nie. Daar het die herder voorgeloop. So hy loop voor en die skape loop agter hom. Maar wie loop agter die skape? Daar was 2 herdershonde wat die skape beskerm het van agter af. So as ek as die skaap agter die herder loop, want die Here is my herder, ek loop agter hom, wie loop agter my? Goedheid en guns. Amen. So ek wil vir julle sê dat hou net aan om agter die herder te loop. Dan sal goedheid en guns u volg.
En ek sal in die huis van die Here bly, vir hoe lank? In lengte van dae. Dis 'n ewigheid. En oom Nick het dit geglo. Daar in daai hospitaalbed het ek hierdie psalm vir hom gelees. En hy het dit gehoor. En hy het dit verstaan. En hy het saamgestem. Hy wou een keer met my gepraat het. Ek kon nie hoor wat hy sê nie, maar hy wou met my praat. En ons moet weet dat hierdie is nie die einde nie. Hierdie is nie die einde nie. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Hoe gaan dit wees in die huis van die Here? Ek lees vir ons 'n paragraaf uit hierdie pragtige boek. Die titel van hierdie ene is Klimaks van die Eeue, maar ons ken hom as die Groot Stryd. Bladsy 400 in hierdie boek, dit sê, in die Bybel word die erfdeel van die verlostes 'n vaderland genoem. Hebreërs 11 vers 14 tot 16. In daardie land sal die hemelse herder sy kudde na fonteine van lewende waters lei. Die boom van die lewe gee elke maand sy vrugte en die blare van die boom is vir die genesing van die nasies. Daar is strome wat nooit opdroog nie. So helder as kristal en langs hulle groei bome wat hulle skaduwees werp op die paaie wat vir die verlostes van die Here berei is. Daar is wyd uitgestrekte vlaktes, begrens deur pragtige heuwels en deur die berge van God met hulle hoë spitse. Op daardie vreedsame vlaktes, langs daardie lewende strome, vind Gods volk, wat so lank pelgrims en swerwelinge was, 'n tuiste. Ja, hier is my mooi. Luister weer. Op daardie vreedsame vlaktes, langs daardie lewende strome, vind Gods volk, oom Nick ingesluit, wat so lank pelgrims en swerwelinge was, 'n tuiste. En ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Amen. Goeiemiddag almal. Ek is die oudste en die tweede oudste, so ek het nou al die tyd in die wêreld. Woorde kom nie maklik vir my nie. 20 jaar terug het ek met pa 'n graduateboekie begin skryf. En ek het hom aangemoedig om te sê, skryf elke dag iets. Dinge in die lewe gebeur, jy sien dinge, jy ervaar dinge, maar jy het nooit daai dankbaarheid wat jy sien. Jy sê altyd dankie Here vir die wonderlike dak oor my kop, vir die kos wat ons het, vir die liefde wat ek het, maar as klein goedjies wat ons vergeet, en hy het dit nooit gedoen nie. Maar ek glo hy was dankbaar. Ek het nie geweet as my twee broers gaan sê nie, soos elkeen het 'n ander aanslag, hier is myne. Met 'n stormagtige warrelwind, waai wintersblare van herinneringe rondtoe. Hoe kan ek hierdie blare vasvang en vashou, om altyd te koester? Almal van hulle, my pa of my sê, my kind, staan stil. Staan stil en vang dit wat jy kan vang en tel op wat op jou voete val. Om rond te hardloop, gaan jy nêrens kom nie. Staan nie doodstil, hulle sal na jou toe kom. So, ek het
paar van die blare vasgehou. Hier is my paar blare. In die laaste besoeke wat ek my pa gesien het dit al moeiliker geraak om oomblikke saam met hom te kry. Dit was moeilik. Jy het met hom gesels, was hy by, was hy nie by gewees nie. Maar ek het 'n band probeer vorm met hom. Ek is my oorfone saamvat, as ek my pa vra, pa, wat se musiek gaan ons vandag luister? Klaviermusiek, gitaarmusiek, ietsiekie van alles, vioolmusiek my kind. Ek het die oorfone opgesit en Vivaldi se 4 seisoene het ons gunsteling geraak. Maar net my pa geweet dat vioolmusiek my gunsteling musiekinstrument is. Ek het vandag toevallig in die kar gehoor dat my ma blykbaar, my pa en my ma op 'n dag van musiek leer, viool, maar dit het nie uitgewerk nie. So hierdie vioolmusiek het vir my al deur die jare koestering gehad en hy het dit nooit geweet nie. Ek dink net dat baie keer weet nie mense so min van mekaar. Dis tog daar, ons weet nie daarvan nie. Nou ja, ek dink dit is hoekom van sy ligte klassieke musiek. Ek is nie baie goed met musiek nie en ons het die band gehad en dit was lekker om die band te speel, die familieband, ons het nog gelede hierso. Maar dit is waar my liefde van vandaan gekom het. Dan, waar is die padkaart en hoe laat is dit? Ek is dieselfde. Waar is die padkaart en hoe laat is dit? Ek kan nie met vakansie gaan sonder 'n horlosie nie. So wil hy die padkaart hê en 'n horlosie in sy arm. En hy sal nou die padkaart kyk en die pad huis toe beplan. Hy wil ergens heen gaan. Ek onthou, as ons ergens heen gery het en pad, daar was ook die Google Maps nie. Dan sit my ma met die padkaart op haar skoot en as my pa draai, dan draai sy die padkaart. En dit het hom die dak getref. Hy sê, Christine, die padkaart draai nie saam met die kar nie. Maar in elk geval, ja, ons het baie gereis. En ek wil vir my ma en vir my pa en sy afwesigheid dankie sê vir die ondervindinge wat hy vir ons gegee het. Vandag is ek ook 'n reisiger, deur en deur. Ek hou van 'n padkaart en ek reis nie sonder my horlosie nie. Waar is die volgende plek waar ons stop en hoe laat gaan ons daar stop? My pa het vir my eerste gereedskap gegee. 'n plat en 'n sterpunt skroewedraaier, 'n maatband en 'n tang. En wil jy het vir my nommer 10 spanner gegee, dit onthou ek ook. My pa se werkswinkel was my groot aantrekkingspunt. Ek het daarvan gehou om daar te explore en goeders te doen. Daar was 'n blou socket set kassie gewees. En as ek daai ding opgemaak het, was dit soos 'n klein juweliers vol juwele. Dis kleintjies en grootes en ek het net geweet hierdie goeders kan mens enigiets mee maak. Goeders losmaak, goeders vasmaak, dit maak reg. Hy was 'n handige man en hy het altyd my gesê, Annelie, 'n man wat nie handig is nie, is 'n uitgawe in die huis. So, ek weet om proppe vas te maak, ek weet om gate te boor en ek sê altyd my toolbox lyk baie beter as baie keer van baie man se sinne. Maar daar het hy vir my geleer, die kennis en die vaardigheid wat ek vandag nog in my lewe toepas. En hier staan ek met papier in die hand. Ek hou van papier. Skoolvakansies het ons saam gegaan na die drukkery toe. O, jete, dit was 'n lekker tydplek gewees vir my. Daai vars papier, daai vars reuk, die vars gedrukte blaaie, die gom in die bindery. Dit was ongelooflik. Die klank wat die vlamskerp lemme gee as die papier so perfek sny. Dit was wonderlik. So was my pa presies. Ek is so presies in 'n sekere gedeelte van my lewe. Alles moet reg wees, beleining moet reg wees, alles moet perfek wees. Ek dink ek het dit van hom af ook gekry. Boeke is 'n mens se vriend, het hy gesê. Ja, so ek staan met 'n blaar in my hand. Ek onthou in die donker kamertjie het ons tussen die chemiese walms foto's ontwikkel. Dit was my fascinerend om van niks af 'n donker dingetjie te alle ligter geraak en hy sê hier is sulke blokkies, dit moet van grys na ek weet nie, kleurblokkies wees. En dit was net my ongelooflik om te sien van niks wat dit van geword. Daar het my belangstelling in fotografie ook begin of die ontwikkeling. Ek weet ons het vandag almal digitale kamera, jy neem 'n foto en jy delete dit. Maar ek dink die kuns daarvan om 'n foto te neem en seker te maak die komposisies is reg en dit ontwikkel. Dit is soos 'n geskenkie wat jy vir jouself ook maak. My pa het skryfies geneem. Hordes skryfies. Ek weet, en ek dink Andrei weet ook. Eendag kom ons by die huis, die projektor is vuurwarm,
onder die bed, dit is so hoop skyfies. Toe het hy die hele dag alleen skyfies kyk. Hy het seerboudig gehad daarom. Nietemin, ek het die skyfies gevat en dit begin inscan. Sy herinnering het my herinnering geword. En ek kon hierdie lens van sy oë sien waarna hy gekyk het. Of dit nou 'n Kaapse vakansie was of 'n stap deur die Wildtuin. Ek kan nie onthou dat ek in die Wildtuin was nie, ons was blijkbaar daar gewees. Of Kirstenbos of by die see of 'n braai of familie. Ek het daardeur gegaan en ek het gesien, wow, dis wat my pa het. Dus sy herinneringe iets van my herinneringe ook geword. My pa se voete was stewig op die aarde gewees. Maar stadig maar seker het dit begin kwyn. Het begin verdwyn in die beddegoed. Sy liggaam iets klein geraak. So broos en so klein, dit is my geloof nie, sy net kan optel. Maar jy is te bang om te vat, daai velletjie wat so dun was, kon skeer. Dit was nie baie lekker gewees om dit nog so te sien nie. Maar hy het nog steeds sy sin vir humor gehad. En hy het, eintlik was hy baie gasvry man gewees. Het baie lekker geslaap. Ja, my kind, ek het lekker slaap. Ek slaap altyd lekker. En my pa het in die laaste tyd baie geslaap. Of ons dink hy het geslaap, maar hy het in stilte gelê. Maar as hy vra, en jy my kind? Het jy lekker slaap? Was jou bed gemaklik geweest? Ja, pa, dit was. Hy het altyd aan ander mense ook gedink. Ek lees 'n kaartjie wat vriendin van Nieu-Seeland stuur en daar so sê sy, he always asked me, how did you sleep? So ek is nie die uitsondering nie, hy het vir ander mense ook gevra. My pa het nooit gekla nie. Hy was altyd dankbaar vir alles wat vir hom gedoen is. Dankie ma. Vir ma se onbaatsigtige liefde en versorging en ondersteuning. Met liefde het sy ook haar belofte aan my pa nagekom. In die gedig Teresa geskryf of Snegels, julle kan dit lees. En sy het ook haar gedeelte nagekom. Baie dankie daarvoor. Die laaste werklike oomblikke wat ek met my pa gehad het, was Junie 2025. Ek gee my pa 'n bietjie flou, lou groentee. Ek hou van groentee. En ek wil nie weg van dat hy nie altyd so water drink, ek gee hom lou tee. Het is lekker, sê hy. Dit was die laaste woorde wat hy vir my gesê het. Toe was ek nie meer deel van sy werklikheid nie. Ek kon nie meer memories saam te maak nie. Dankie pa, dankie vir alles. Ek is baie lief vir jou. Tot ons weer mekaar ontmoet voor die arms van die Here. Ons gaan nou nog 'n spesiale item luister van Andrei.
Die geleentheid is daar vir iemand wat graag 'n laaste huldeblyk wil bring, om na vore toe om 'n paar woorde te sê. Goeiemiddag almal. Ek wil graag 'n stukkie lees wat my pa geskryf het oor oom Niek. Niek het sy hele lewe 'n betekenisvolle rol in die SDA Kerk gespeel. As kind was hy al betrokke by die kerk en het kan dus as stigterslid van sowel Hercules en Mountain View gemeentes beskou word. Selfs vanaf die tye toe hulle nog in huise, selfs hulle huis kerk gehou het. Hy het sy lewe deur 'n standvastige kerklid en van jongs af aan aktiwiteite soos baanbrekers, diakens, hoofdiaken, ouderling, hoofouderling en selfs as ledepreker opgetree. Soos Paulus kan hy sê, ek het die wedloop geloop en die eindstryd behaal. Voor ek en Marie getroud is, was ek soort van kerkloos, maar daarom 'n gelowige, as gevolg van my betrokkenheid by my sport, gewig optel. Na 'n gesprek tussen my en Niek se broer Lambert, het Niek aangebied om vir my Bybelstudies te gee, om die probleem wat ek gehad het te probeer oplos. Dit het my hele lewe en toekoms in 'n ander rigting gestuur en my 'n sinvolle godsdienstige toekoms verseker. Ek weet nie waar ek vandag sou wees, as dit nie vir Niek was nie. Ek weet Niek het ook ander mense daardie pad laat loop. Niek was ook my waardige skaapmaat en 'n uitstaande teenstander. Sterkte vir julle, hy verdien die rus waar hy nou is, met liefde van Henny. Vir die wat hom ken as Woody. Van my kant af, my persoonlike kant af, Annelie het nou gepraat van die band. Toe ons studente was, laat hoërskool en studente was, het ons hierdie band gehad. En oom Niek het hierdie orkes gelei en met hierdie orkes saam het ons na verskillende kerke toe getravel op 'n Sabbat. Ons het elke Vrydag aand geoefen. So ons jong mense was besig met musiek op 'n Vrydag aand. En ons het begin met blokfluite. Oom Niek het ons aangemoedig. Ons het later klarinette gespeel en ons het later oorgegaan na altblokfluite toe. En so was meeste van my ma se familie se kinders betrokke by hierdie orkes, maar daar was ook van die gemeente se jong mense wat hierdie orkes bygewoon het. En dis my groot onthou van oom Niek, was sy liefde vir musiek en sy manier om ons jong mense nader aan die Here te bring op 'n Vrydag aand. Wat ek nou van nie kan sê, is toe ons tieners was. Ons het in die huis groot geword en hy is so 3 jaar jonger as ek. Toe het ek en hy altyd in my kamer op die bed gaan lê, so dwars op die bed. En ek het so klein plastiese platespeler gehad. En ek is gek oor musiek, klassieke musiek. En dan het ons na klassieke musiek geluister, die deure toegemaak, want al die ander boetie speel kom so Tina. En dan het ons vioolmusiek gespeel. Ons was gek oor vioolmusiek. En ek het nie baie om te sê nie, maar ek wil net vir julle dit sê. Ek was bly en ek het gaan lus. My boetie het my seer gemaak. Ek was bly dat hy gaan lus. En ek het niks met hierdie, maar toe ek in hierdie kerk instap en hulle speel vioolmusiek. Toe gaan daar 'n plekjie in my hart heeltemal oop, want ek en my boetie was gek oor vioolmusiek. En ek weet nie wie se keuse dit was nie, maar dit het my diep geraak, toe ek daai vioolmusiek speel. Al wat ek van hom weet, toe hy klein was, Tarzan was oor die radio. Maar hy was Tarzan. Hy het daar bo in die boer by boom gesit. Dan skree hy soos Tarzan.
En ons is een keer op 'n vakansie en my ma skryf, Dazen wil ook 'n poskaart hê. En dit was my 'n vreeslike lekker herinnering, omdat ons altyd gespot het omdat hy Dazen speel. Hy staan hoog in die moerbeiboom en skree Dazen. Nee, ek gaan nie dit nou skree nie. En dit is eintlik al wat ek wou sê, is dat ons musiek so saam geniet het. En toe ek begin werk het ek van werk verander en ek is in Pretoria Wes. En Henny het elke aand na werk gaan oefen. Hy het ons gewig optel gedoen. En ek het so 'n klein motorfietsie gehad, ek weet nie eens wat noem dit nie. Maar dan kom hy daar na my werk toe, 4:30, 5:00. Dan laai hy my agter op die motorfietsie. Ek was 2 maande swanger. En dan ry ons deur Marabastad. Maar Marabastad het nog net 10 huise gehad. En geen winkels nie. So dit is baie jare terug. Dan ry hy en dan bring hy vir my huis toe. Dis ek op die motorfietsie. Dit is my aangename gedagtes gewees. En ons was baie lief vir mekaar. Nie elke dag gesien nie, maar ons is baie lief vir mekaar. Maar sy viool musiek het my hart gebreek net nou. Dankie. Ag, ek was die babietjie gewees. En ek was baie bederf gewees. Monique was baie lief vir musiek gewees. Ons het sonnaande, het hy, dit was Nick en dan Jan en Dan en dan was dit ek gewees. Toe was dit nog LM Radio gewees op sonnaande, met Blackie McKay en Davy Davis. Ek weet nie of van julle kan dit onthou nie. Maar dan ons het so groot telefoonkin hi-fi gehad, het op 4 poorte gestaan. Dan lê ons 4, dan Nick en Jan en Dan en ek, met ons koppe onder die radio. Op die vloer, met ons koppe onder hom, want ons wil die beste hoor. Elke snaar. Weet jy, en vandag nog, ek het 'n probleem om na 'n sang te luister, want ek hoor elke snaar, ek hoor elke noot, want hy sê, luister, hoor hy noot. Luister nou vir die viool, luister nou vir die gitaar. So ek het geleer om die note te hoor. Elke gitaar, elke klavier. Ek kan nie nou 'n song luister in die woorde hoor nie. Ek luister net vir musiekinstrumente. Maar ja, Nick was baie lief vir musiek en ons het, dis nou die groot ding wat ek van hom onthou, om sonnaande, ek dink dit was van 8:00 tot 10:00 toe, dan my pa het dit toegelaat, want môre is eintlik skool. Want Nick was die oudste, hy het al gewerk, en Jan en Dan en ek was nog op skool. Maar dit kan ek onthou van Nick, dit was 'n groot ding gewees, op 'n Sondag aand, LM Radio. Dankie. Dankie. Middag julle. Nick, wat sal ek sê? Daar was so baie om te sê van jou. Maar die Here het dit goed gedink. Ons was 61 jaar en 7 maande getroud. En daardie jaar daar was ook op en afs in ons lewe gewees. Maar gelukkig was die ops baie meer as die afs. Want die Here het die pad saam met ons gestap. Die Here het ons eintlik voorgetrek, want hy het vir ons 4 pragtige kinders gegee.
waar ek so trots op is vandag. Ons mis vir Ron vandag, maar sy het al gaan rus. Nick was 'n stil persoon eintlik, maar tog toegewyd, noukeurig, standvastig. En alle take wat hy verrig het, het hy met soveel passie en noukeurigheid gedoen. Ons as gesin het altyd eerste gekom. En hy het altyd die beste vir ons gegee. Niks het kort gekom nie. Daar was altyd vir ons alles. Ons vakansies was altyd so opgewonde gewees. Ons het in die aand die kar gepak het. Jy by 10:00, 11:00 is ons nou klaar. Nou wat nou? Sê ons, nee, kom ons klim in die kar en ons ry, ons slaap langs die pad. In die kombi of in die stasie waar, en ons het gery. Skaars uit die pad uit Pretoria uit, dan wil ons al pad kos hê. Kort vra die kinders, ma, in watter land is ons nou? Maar ons het gery. Ons ry Kaap toe. So ons ry vandag hier so 11:00, 12:00. Môre middag is ons in die Kaap. En hy het nooit na die blyplek toe gegaan waar ons altyd gebly het nie. Hy het eers by die strand langs gery. By die see, dat die kinders hulle voete in die see kan sit. Nooit ongeduldig gewees nie, nooit haastig gewees het. Julle kan bietjie in die see loop en voel hoe voel dit. Nick het vir my baie dinge geleer, maar ek was baie hardkoppig gewees. Hy het my leer skaak speel. Hy het my leer motor bestuur. En eers moes ek altyd net die ratte verander het. Want ek moeg geword daarvoor. En dan sê hy maar, jy moet aanhou, jy moet leer. Toe kon ek later die koppelaar en die petrol begin gebruik. En later het hy my toegelaat om te ry. Toe sê hy vir my, as jy kan bestuur, kry jy 'n kar. En Andrei was 'n baba gewees, toe het ek my kar gekry. Ja, hy het my probeer leer viool speel, maar ek was nie musiek aangelê gewees. Dit was 'n stryd gewees. Hy het my ook probeer rekenaar leer, om my met die rekenaar te wys, maar ek het nie belang gestel nie. Want Nick was daar, hy het al daai goed gedoen, hoekom moes ek het gedoen het? Maar vandag is ek spyt daaroor, vandag is ek hulpeloos. Ons het 'n vol lewe gelei, baie avontuur gehad, baie rondgegaan. Daar was altyd mense by ons gewees, want Nick was baie lief vir mense. Frank en Kotie, ek onthou so baie. Niemand het kos gemaak op 'n Sabbat nie, maar tog het ons saam geëet. Is altyd iets om te eet gewees. Ek is so bly, julle is vandag hier. Die kinders het opgegroei en groter geword en begin werk. Ons het middeljarigheid bereik. Later het die kinders verhuis na ver lande. Ons het baie gaan kuier. Was altyd so wonderlik geweest om in die vliegtuig te klim en ons weet iemand wag vir ons daar aan die ander kant. Maar iets wat ek nooit sal vergeet nie. Ons het eendag gaan kuier vir Veron in Amerika. En ons het by die 3 sitplekke gesit en ek het in die middel gesit en ek lyk aan claustrofobie. En toe besluit ek gaan 2 slaappille drink. Dan weet ek mos nou niks nie. Maar dit het gebeur voordat hulle nog die etes bedien het, as jy nou mos nou gaan. So Nick het my probeer wakker kry om vir my te voer. Maar ek was so vasgeslaap, ek weet nie wanneer ek wakker geword het, maar hy het al sy dae gehad om my wakker te kry, sodat ek net moet wakker word. Ja, hy het vir my gesorg. Ons vliegtuigritte was altyd opgewondenheid en ons het baie lande gesien, baie bederf deur die kinders. En ek sê net vir hulle vandag baie dankie daarvoor. Maar op 'n stadium het Nick 'n verandering in sy lewe begin kry. Hy het steeds volmoed gebly. Hy het nog steeds gewerk.
Hy het in Kempton Park gewerk en elke dag het hy soontoe gery. Toe het ons besef het dat hy nie meer kan nie. Die spanning was te veel. En hy het in die week daar gebly. Tot op 'n stadium wat die vrou wat hy voor gewerk het, sy naam was Liewe Heksie. En Liewe Heksie het besluit, Nick moet nou op met werk, hy kan nie meer produksie lewe, alhoewel niks met sy werk verkeerd gewees het nie. Maar toe het hy by die huis begin werk met die rekenaar, baie goed vir mense gedoen, baie predikante se pogings, se skyfies met agtergronde gedoen, baie. So hy het homself besig gehou en hy het nog steeds gewerk. Die tyd het aangestap en sy liggaam het al meer en meer agteruit gegaan. In die laaste 4 jaar het dit vinniger gegaan. Die laaste jaar het dit baie vinniger gegaan. En ek het nie probeer versorg na die beste van my vermoë. Ek het met hom soms geraas en ek is so jammer daaroor. Maar ek was net gedaan gewees baie keer. In die nag as hy so woelig is, dan stoot my kop by sy oor en ek sê vir hom en ek bid saam met hom en ek bid vir Here, gee net vir ons krag, maak hom net rustig en onder daai gebed het hy aan die slaap geraak tot die volgende môre. Maar my hand het hy so geklou in die aande. My liggaam kon nie meer op die een kant lê nie, maar ek kon nie sy hand los nie. Dis so ankers wat aan mekaar vasgeswys is. En ons kon dit nie los gekry het nie. So Nick, ek mis daai hand van jou in die nag, wat my hand so styf vasgehou het. Op 16 Augustus was dit nie vir my lekker dag gewees nie, en hy is opgeneem in die hospitaal. Hy het my alleen gelos, en hy het nie teruggekom nie. Nick, jou plek is leeg en ek voel so verdwaald. Jou reistoel staan leeg, jou stem het stil geraak. Maar eendag weet ek, dat die stryd voltooi en wag nou net vir die koms van Jesus, wat baie naby is. Ek op hierdie dag sê ek net totsiens aan jou. Binnekort is ons gesin weer by mekaar. Ook Ron, wat al gaan rus het. Mag daardie dag spoedig aanbreek, en dan sal jy weer gesond wees. Wat 'n heuglike dag wag vir ons. Nick, dankie vir jou jare se sorg, liefde, omgee. Jy was my steunpilaar, jy was my padkaart. Soos Annelie gesê het, ek kan nie 'n padkaart eens lees nie. Nick het dit altyd vir my gedoen. Hy het my geblink by plekke waar ek wou gewees het. Ek is baie lief vir jou. En Nick het in so baie mense se lewens spore gelaat. Ek wens hy kon sien wie almal vandag hier is. Wie hy met te doen gekry het in sy lewe. Baie dankie. Ek wil eintlik al julle maande om sê, maar ek gaan nie. Ek gaan julle weer net toe lekker drukkie gee en dankie sê vir julle wat vandag gekom het, wat met Nick te doen gekry het. Hy was absoluut 'n steunpilaar in almal se lewens. Baie dankie. Ek lees vir ons uit Openbaring 22. Dis die laaste bladsy in die Bybel. Vers 7. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Vers 12. En kyk, ek kom gou.
en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Vers 20. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Kom ons staan saam vir gebed asseblief. Ons dierbare Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie beloftes wat seker is, wat waar is. Dankie dat Jesus gou gaan kom. En dankie dat ons kan uitsien om hom uniek en al ons geliefdes wat al reeds gaan rus het, wie in Christus gesterf het, weer te kan sien. Here, dis ons wat nou hierso staan vandag, wat ons eindbestemming moet vasmaak. Ek bid, Here, dat ons elkeen U as ons herder sal kies. Want U is die een wat ons help en dra deur daai dal van doodskade weer. En aan die ander kant sal ons in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Here, ons verlang na daai dag wanneer ons saam met U in daardie hemelse Kanaan sal wees, waar ons elkeen 'n ewige tuiste sal ontvang. Ek bid, Here, dat U genade vir die Roux familie genoeg sal wees. Versterk hulle, dra hulle, en mag die hoop van Jesus se wederkoms helder in ons elkeen se hart brand. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Jy kan sit, dankie. Namens die familie wil ons net vir julle elkeen baie dankie sê dat u gekom het, en daar is 'n verversingkie in die saal. Ons kan net hier uitgaan en dan kan ons mekaar daarso sien. Baie dankie.